Johannes 15 vanaf vers 1 tot by vers 17 gaan ek vir ons lees. Die apostel Johannes het vir ons hierdie wonderlike brief, hierdie wonderlike evangelie geskryf, wat vir ons baie diep insig te gee in die Here Jesus se lewe hier op aarde. Ek sê die Here Jesus is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra, as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite uitgegooi en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle bly, vra dan net wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. Net soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my gebod. Julle moet mekaar lief hê, en soos ek julle lief gehad het. Groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter vriende genoem, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra. Vrug wat blywend is, sodat wat julle die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee. Dit beveel ek julle moet mekaar lief hê. Die sentrale wat ons nou hierdie gedeelte wat ons baie goed ken en waaroor ek al ook in die verlede hier gepreek het, die opdrag van die Here Jesus, bly in my, soos ek in julle, net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra nie, as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Wanneer 'n mens die evangelie van Johannes lees, dan is daar staan daar agter wat ek nog nie vanmôre gegroet het nie. Hallo julle drie. As 'n mens Johannes die evangelie lees, dan is daar 'n gedeelte in Johannes 12 wat amper so half ongemerk by 'n mens kan verbygaan, en dit is waar 'n klompie Grieke die naweek wat die Paskafees daar in Jerusalem gevier is, waar hulle na die disipel van Jesus Filippus kom, en waar hulle iets vir Filippus, 'n versoek wat hulle tot Filippus kom rig. Nou, die Grieke is waarskynlik die Israel was op 'n stadium onder Griekse oorheersing gewees, voordat hulle op die oomblik onder Romeinse oorheersing in die tyd van Jesus was. Maar waarskynlik is hierdie Grieke maar Grieke wat agtergebly het daar in Jerusalem, van die Griekse oorheersing waaronder die volk Israel dan op 'n stadium was. En hulle het maar so tussen die Jode gelewe, maar hulle het nie veel gesteer aan die Joodse geloof nie, want hulle was die vervolgers gewees van die Jode. Is hulle dan by daardie fees, kom daar tot van hierdie Grieke nou nader, en vra hulle vir Filippus, en hulle sê vir hom, meneer, ons wil Jesus sien. Nou, natuurlik het hulle ook deel gewees van die mense in Jerusalem wat op jou het gehoor het, van die wonderwerke wat die Here Jesus gedoen het, en van die preke wat die Here Jesus gelewer het, wat tot mense aan die praat gehad het. Maar nou kom hulle, sodat iets is besig om binne hierdie Grieke te gebeur. Wat dit
sou hulle waarskynlik nie op daardie stadium kan sê nie, maar tog het daar, met alles wat hulle gehoor het hulle gedagtes en goeders aan die gang gekom, en het daar hierdie behoefte na vore gekom, waar hulle vir Filippus dan kom sê, maar ons wil nie net op die ouend van die Here Jesus hoor nie, maar ons wil ook vir die Here Jesus sien. En dan maak Johannes die Evangelie nou 'n interessante draai tussen dit alles deur, wat 'n mens verwag nou dat Johannes nou sal sê, maar goed, Filippus, hy het vir die ander disippels gaan sê, hier is mense wat vir Jesus graag wil sien. Maar dan breek dit soms so half stomp af, asof hierdie versoek wat dan nou tot die Here Jesus kom, op die ou en deur die disippels en sê, Here, hier is mense wat nie graag wil sien, dat dit lyk asof Jesus nie reageer op hierdie versoek wat dan toe kom nie, en daar word ook nie gesê of hierdie Grieke op die ou en toe na Jesus toe gebring is, en vir hulle gesê is, maar goed, hier is die Here Jesus wat julle graag wil sien, of wat julle graag dan op een of ander manier wil ontmoet nie. Jesus' reaksie daarop is doodgewoon om 'n uitspraak te maak, om sy lyding aan te kondig, wat dan nou voor die deur is. In plaas daarvan om die Grieke nou nader te nooi om te sien, sê hy, die uur het gekom. En sien ons eintlik hoe Johannes, wat baie teologies te werk gaan in sy evangelie, en nie maar net 'n verhaal van Jesus se werk hier op aarde wil vertel nie, maar wat die hele tyd besig is om ook te interpreteer dit wat besig is om te gebeur, sê dan die woorde van die Here Jesus, maar nou het die uur gekom. Nou dat hierdie Grieke, nou dat die nasies, want dit is die profesie in die Ou Testament, dat die nasies ook sal kom na Jerusalem toe, om uiteindelik ook die verlosser te ontmoet. Jesus sê nou, die uur het nou gekom, vir die nasies. Die tyd van lyding het nou aangebreek, dat die Seun van die mens op die ou en sy lewe sal gee. So eintlik is hierdie gebeure dan 'n teken. Mense wat wil sien, maar hierdie sien van Jesus, wil Jesus nou onmiddellik die lyn deurtrek, is dat dit gaan nou oor baie meer as om maar net op die ou en fisies vir Jesus te kan sien. Want daar is baie wat reeds fisies vir Jesus gesien het. Onder andere die skrifgeleerdes en die fariseërs, wat ook vir Jesus gesien het, en wat selfs ook hierdie wonderwerke wat Jesus gedoen het, aanskou het, maar uiteindelik het dit niks binne in hulle gedoen, om die waarheid te sê, hulle het Jesus begin afskew, omdat hy, wat hulle betref, gedwaal het, weggedwaal het van hulle Ou Testamentiese geloof, en het hulle op hierdie stadium reeds planne begin maak, om vir Jesus dood te maak. So, Johannes is besig om hier te sinspeel, dat daar 'n manier is, wat 'n mens vir Jesus kan sien en nie kan sien nie, en dat daar ook 'n manier is wat jy Jesus nie kan sien nie, en wat jy tog op die ou en wel die Here Jesus kan sien. Maar hierdie pad vir mense om Jesus op die ou en regtig te kon sien, is die pad wat op die ou en deur die kruis sou geloop het. Dat Jesus op die ou en sou gesterf het en in die dood uit opgestaan het, en dat hierdie sien beteken op die ou en, dat 'n mens die boodskap van hom, dat jy dit sal glo, en dat jy vir jouself sal toeëien, dat jy met die oog van jou gees hom as het ware sal sien, en sal glo dat hy is wie hy is, dat hy die Seun van God is wat vir ons sondes aan die kruis sou kom betaal het. So op 'n ander manier is hierdie Grieke se versoek, ons wil Jesus graag sien, op die ou en beantwoord. En uiteindelik kom ons dan ook vandag, dink ek, nog steeds in 'n situasie waar ons leef daarin dat mense gebreek het met die kerk. Ons weet toch self ook hoe baie lidmate hier in Dagbreek gemeente was. Nou goed, die bevolking rondom ons en tye en al wat het dit verander, en alles speel 'n rol op die ou en dat die lidmate op die ou en minder geword het. Maar daar is ook 'n groot klomp gelowiges, sogenaamde gelowiges, reg oor die wêreld, wat ons gesien het dat COVID op een of ander manier gemaak het, dat hierdie breuk wat mense gemaak het met die kerk van die Here Jesus Christus, dat daardie breuk op die ou en baie spoediger gekom het, as wat ons gedink het dit gaan kom. Klompe mense wat eenvoudig die geleentheid wat daar was, om op 'n manier te breek met die kerk, ook met die wat in die kerk geleenthede kon
bywoon nie, wat net eenvoudig net nie weer teruggekeer het na dit wat het was voor die COVID-tyd gekom het. So COVID het as het ware dit makliker gemaak om by die kerk te bly. Dit makliker gemaak om op jou eie aan te gaan. En dit is die typiese wat ons ook sien, daarmee sê ek nou nie dat mense wat nou na COVID nie meer die kerk bywoon, dat hulle ongelowig geraak het nie. Maar dit is inderdaad so dat die tyd waarin ons leef, die tyd van wat bekend staan as 'n sekularistiese tydperk waarin ons leef, 'n wêreldse tydperk, waar mense fokus op die wêreld en nie meer fokus op God nie, het COVID as het ware net dit baie makliker kom maak vir mense om nie meer betrokke te wees by die Here se dinge nie. En is dit die typiese tyd waarin ons leef, waar mense met die kennis wat ons het en met die insig wat daar is en die vermoëns van die mens om allerhande siektes en goeders te kan aanspreek, hierdie kennisontploffing wat daar is, het meegebring dat mense al meer die gevoel begin kry het, maar ons as mens kom in 'n sekere sin reg sonder God. Ons het al hierdie vermoë, al hierdie kennis en al hierdie insig. En God speel nie meer reg die rol soos wat hy gespeel het in die vroeë tydperk waar mense nie medikasie gehad het nie en waar mense afhanklik was, baie meer afhanklik was en wat hulle op daardie stadium gesoek het en gesig het na 'n God wat in hierdie omstandighede vir hulle kan help. Dit is vandag nie meer aan die orde van die dag nie. Mense sê dankie, ons kom baie goed reg op ons eie, ons wil elkeen baas wees van ons eie lewe, ons het God nie nodig nie, ons kom reg, ons sorg self vir onsself baie goed. Maar nou sê die navorsers van ons tyd vir ons, dat het besig is om duidelik te word, dat die mens wat so onafhanklik geraak het, onafhanklik van God geraak het, selfversorgend geraak het, dat daar binne in die mens al meer en al meer dit iets na vore kom, wat getuig daarvan, dat mense op 'n manier die sin en die betekenis van die lewe verloor het. En dat daar by hierdie selfstandige mense wat so op hulle eie deur die lewe kan gaan, dat daar by hulle binne-in iets begin gebeur waar daar 'n sig is na sin, na betekenis, en uiteindelik is dit, sê die geleerdes vir ons, ten diepste is dit 'n sig na God en in 'n sekere sin die voorbereiding van die terugkeer van mense na God toe. Die vraag wat uiteindelik in ons dag ook gevra word, selfs mense wat nie noodwendig bewus is dat dit eintlik die vraag is wat hulle vra nie, is die vraag na Jesus. Ons wil Jesus sien. Ons het die behoefte aan 'n gemaakte godsdienst. Ons het nie behoefte daaraan dat daar weer nuwe reëls en regulasies op ons gelê word nie. Maar ons het 'n behoefte na iets wat eg is. Ons het 'n behoefte na iets wat 'n werklikheid is. Iets wat op die ou end waarlik, innerlik, waarlik rus kan gee. Iets wat waarlik sin aan jou lewe kan gee. Dat daar iets groter is waarvoor 'n mens leef, as wat jy maar net leef vir hierdie aardse bestaan. Ons wil Jesus. Soos wat die Grieke, wat een van die mees geleerde volkere van daardie tyd was, met al die groot filosofe wat in hulle tyd na vore gekom het, wat getuig het van kennis, het hierdie Grieke gekom en gesê, ons wil Jesus sien. En dit is wat die navorsers vir ons sê, ook waar is van ons tyd. Nou die vraag is, die mens van ons dag, aan wie vra hulle hierdie vraag? Die Grieke het gegaan na die disippels van Jesus, want hulle het gedink dat die disippels die waarskynlike persone is wat vir hulle kan sê, waar is Jesus?
As 'n mens dors is, vandag in ons tyd, dan gaan staan jy nie buite en kyk in die lug op en wag vir die reën om te kom sodat jy bietjie water kan kry nie. Ons gaan na die mees waarskynlike plek toe waar jy water kan kry en hopelik is dit in 'n kraan, wat ook nou in ons tyd nie altyd meer so is nie. Maar jy weet, dit is die plek waar 'n mens water kry, is om deur 'n kraan oop te draai. Waarheen kyk mense en waarheen gaan mense in ons dag, as daar binne in hulle hierdie vraag en hierdie soeke is na iets of iemand wat 'n verskil kan maak in hulle lewe. En daar is dit God. Waar gaan die mense heen? Waarheen kyk die mense? Hulle kyk na mense wat hulle self Christene noem, dat hulle 'n verbintenis het met Jesus. Hulle kyk na die kerk. Wat is die Engelse woord wat die kinders gebruik, en dit my op een of ander manier die hele tyd die afgelope 2-3 dae in my kop opkom. Wat is die mees obvious plek waar mense gaan soek om iets van Jesus te sien? By die kerk. By mense wat hulle self gelowig is. En hierdie vraag na Jesus is nie 'n vraag na wat is julle teologie nie. Hoe verstaan julle die Bybel en hoe lê julle die Bybel uit in die eerste plek? En natuurlik is dit ook belangrik, ek en Derek het ook net nou daaroor gepraat. Dit is ook nie 'n vraag om te sê, maar vertel ons 'n bietjie meer van julle as 'n gemeente. Hoe lyk julle finansiële situasie? Wat is die tipe van goed wat julle doen in die gemeente en waarmee hou julle julleself besig nie? Dis 'n dieper vraag, dis 'n dieper sug. Dit is nie 'n sug na dinge en na goeders en strukture en planne ensovoorts. Maar is 'n dieper behoefte na 'n iemand wat waarlik 'n verskil in hulle lewens kan maak. Nou, Jesus se antwoord op hierdie vraag so 'n hoofstuk en 'n half later, wanneer ons nou hier by Johannes 15 kom, en tussenin het hy nou verduidelik van die lyding en dinge wat vir hom voorlê. Hierdie antwoord van die Here Jesus kan eintlik in 'n sekere sin baie maklik by 'n mens verbygaan. Jesus sê nie op hierdie vraag, dan wys waar is Jesus, wys vir ons Jesus nie. Sê hy nie, die antwoord is nie, laat julle lewens vir die mense wys, waar is Jesus. Dis nie 'n opdrag wat hy gee. Hy sê nie, laat julle vir die mense wys, wie is Jesus nie. Waar sien 'n mens Jesus nie. Maar hy sê iets anders. Het is belangrik vir ons om dit raak te sien. Bly in my, soos ek in julle. Dis waar dit vir die kerk moet begin. Dan wie mense kom om Jesus te wil sien. Die realiteit van 'n lewende Jesus. Nie, hy begin nie by wat ons moet doen nie. Hierdie gedeelte wil ook nie vanmôre vir my en vir jou 'n klomp opdragte kom gee en sê, maar julle moet nou 'n bietjie meer moeite doen met dit. Julle moet 'n bietjie meer ernstig wees met dit. Maar hier kom 'n woord wat in 'n sekere sin eintlik maar net 'n uitnodiging is. Bly in my. As ek in die kerk, in julle moet sigbaar word, is dit nie nodig vir julle om nog harder te werk, om nog meer dinge te doen. Al wat julle moet doen, is om in my te bly. En in 'n sekere sin is dit iets wat passief is. Om maar net te bly, om in die Here Jesus te rus, en in die Here Jesus as het ware te ontspan. Nou, ek het gisterand op 'n stadium en nogal gedink, daar's kinders, gaan dalk kinders in die kerk wees vandag, maar toe ek ook nou besef, dit is 'n lang naweek en dan is die kinders eintlik ook nou maar nie hier nie. Ek het nogal gedink aan die metafoor van 'n foon. Wanneer ons waar die Here Jesus praat van bly in my, die foon wat wanneer hy op sy eie is, word hy pap, of word hy het middeloos. Maar op die ou end
wanneer hy nou met daardie tipe laaier, blijkbaar noem hulle dit nou 'n Dipsy laaier, ek weet nie of julle nou nie, julle kan nie sien nie, maar hier by my, daar so brand 'n blou liggie wat wys dat hierdie laaier is aan. Nou kan jy die foon op die laaier sit, maar partykeer kan die foon by die laaier wees, op die laaier wees, maar dan is daar iets tussenin. Dan is dit wat doen mense cover in Afrikaans van 'n foon? Dis 'n oortreksel. Ek weet nie wat doen mense dit nie. Maar in elk geval, daai cover wat op die foon is, kan op die oomblik nou dit wees wat maak dat daar nie daai kontak tussen die foon en die induksie-laaier is nie, maar op die oomblik nou, dis waar die foon sy krag kry, naby. En toe besef ek nie, maar ek is eintlik besig om onnodige draaie te loop, want die Here Jesus self gebruik hier 'n metafoor wat eintlik baie meer sê. Hy sê, hy is die wingerdstok en ons is die lote. Hier is nie net sprake van naby kom aan Jesus en dat Jesus iets afgee wat op die oomblik aan jou oorgedra word. Dat hierdie laaier gee magnetiese veld af en dit werk 'n magnetiese kringloop binne die battery wanneer die battery naby genoeg is en dan begin die battery laai deur daai magnetiese aksie wat besig is om plaas te vind. Hier word nie gepraat, Jesus praat nie van dat ons maar net naby aan hom moet kom nie. Dat ons maar net in die kerk moet kom waar daar oor hom gepraat word nie. Dat ons maar net dalk so nou en dan die Bybel lees wat iets oor hom sê nie. Maar die beeld wat hy gebruik van die wingerdstok is dat die sap wat in die wingerdstok is, dat daai sap vloei in die loot in, sodat die loot op die oomblik begin vrug dra. So wanneer Jesus praat daarvan dat ons in hom moet bly, beteken dit dat hy in ons teenwoordig is. En as daar vrug voortkom, wat dan in hierdie geval ook die vrug van die liefde is wat Jesus hiervan praat. As daar vrug voortkom, dan is dit omdat die loot die sap ontvang vanuit die wingerdstok. Hy in ons en ons in hom. Die vrug wat op die oomblik uit ons voortkom. Jesus sê, sonder my kan julle niks doen. As ek nie in julle bly en julle in my bly nie, as hierdie sap nie vanuit my in julle lewens invloei nie, dan is julle in staat om absoluut niks te doen. Julle kan meer kerk toe gaan, julle kan meer bid, julle kan groter barmhartigheidswerk na buite te doen, julle kan baie meer aktief wees en baie meer aktiwiteite in die gemeente hê. Julle kan honderde programme hê wat julle gemeente hardloop en nie besig is, soos wat ons nog vandag nog sien in groot gemeentes, makrogemeentes, waar daar 'n magtige menigte van aktiwiteite is. Julle kan besig met alles, julle kan besig wees om pamfletjies uit te deel. Maar uiteindelik sal dit alles kragteloos wees. Al die dingetjies waarmee julle besig is, sal kragteloos wees as ek nie in julle bly nie. En daarom kan ek maar, as 'n gelowige, kan ek maar in my lewe probeer om nog meer geduldig te probeer wees. Ons sê dit so baie keer vir mekaar, ek probeer so hard om geduldig te wees. Ek probeer so hard om te vergewe. Ek probeer so hard om dit te doen of dat te doen, en tog werk het maar net nie uit nie, val ek elke keer maar net weer terug. Dis nie wat die Here Jesus vra nie. Die Here Jesus vra nie in die gedeelte dat ons harder moet probeer om vrug te dra vir hom nie. Hy sê, bly in my. Nie net, wees nie net naby aan my nie, maar laat toe dat my krag, my sap in julle invloei. Nou, die vraag is natuurlijk nou, hoe lyk dit nou in die praktyk? En nou is het belangrik dat 'n mens ietsiekie moet verstaan.
In die Griekse taal is daar wat ons nou noem, en ek aanvaar seker in Afrikaans is dit nou ook so, maar in die Griekse taal is daar hierdie twee werkwoordvorme wat ons noem die indikatief en die imperatief. Die indikatief beteken dit is 'n stelling wat oor jou gemaak word. Byvoorbeeld, julle is die lote, dis die imperatief. Die imperatief is wat Jesus ook sê, ek bly in julle. Dit is die waarheid waarop ons kan bou. Maar nou, die imperatief, ekskuus net nou sê, moet ek nou sê, die indikatief, nee, die indikatief is dit wat waar is vir ons, wat geld vir ons. Maar die imperatief is dan nou iets wat toch nou weer van jou ook 'n aksie vraag, waar Jesus sê, bly in my. Maar nou is dit baie belangrik om dit reg te verstaan, dat wanneer die Here Jesus sê dat ons in hom bly, soos ek net aan die begin ook gesê, dit nie beteken dat dit nou weer iets is waarmee ons nog hard moet probeer, dat ons moet net probeer dat Jesus nou binne in ons bly nie. Dis iets wat jy met jou laat gebeur. Dit is iets wat getuig van 'n oorgawe wat daar van jou kant af moet wees. Dat jy moet toelaat dat die Here Jesus werklik op 'n baie tasbare manier binne in jou teenwoordig is. En jy van jou kant af ook sorg dra dat jy in hom bly. Nou, die ouer kerk en ons genadig dra ons dit nou vandag nog, het baie meer as wat ons nou vandag daaroor praat, het gepraat wat hulle genoem het sogenaamde geestelike dissiplines. Nou, 'n dissipline is iets wat jy toch aanleer, byvoorbeeld om jou tande te borsel. Jy leer dit aan, maar dit word later so in jou dit word so deel van jou, dat jy later nie meer daaroor nadink en ergens vir jouself moet sê, ek moet nou gaan tande borsel. En dan word dit nou 'n vreeslike werk en 'n vreeslike aksie wat jy nou moet gaan doen. Nee, dit gebeur van self. Dit kom later van self, omdat jy hierdie dissipline aangeleer het. En ek dink maar, dit is iets ook in daardie rigting, waaroor dit gaan ook in hierdie gedeelte, wanneer daar vir ons gesê word, dat ons in die Here Jesus moet bly. Ons kan nie dit verdien, ons kan dit nie regtig uit ons eie krag uit bewerk nie. Maar tog, het ons ook 'n verantwoordelikheid binne hierdie situasie, om binne hierdie dissipline te kan wees, waar ons dan ook toelaat, dat die Here in ons lewens indra, wat hy in ons lewens wil indra. Ek het maar 4 dinge daar genoem, dat ons meer bewus moet wees van die Here se teenwoordigheid hier by ons. Dat vir my om in die Here Jesus te bly, beteken dat daar 'n dissipline by my moet wees, om vir myself oor en oor te kan herhaal, en vir myself te kan sê, dat die Here is ook in my. Hy bly in my. Hy is hier by my teenwoordig. En dan die woord, die Bybel wat ook 'n rol speel, waardeur die Here met my praat. En hoe meer ek die dissipline het, om besig te wees met die woord van die Here, gebeur daar iets wat ek eintlik nie kan bewerk nie. Maar wanneer ek met die woord besig is, dan doen die woord iets met my. Ek ondervind dit oor my lewe, en ek glo dat u ook dit in u lewe ondervind. Dat jy miskien vir 'n tyd lang nie regtig ernstig maak met die Bybel nie. Mens kan elke dag vir jou lewe Bybel lees, en dan doen die Bybel niks in jou lewe nie, omdat jy net nie die ruimte daarvoor gee nie. Maar dan vind jy op 'n dag net weer, hier waar ek nou stil word voor die Here, net waar ek die Bybel lees. Ek was nog nie baie lus gewees om Bybel te lees, ek het ook nog gedink, ek het nie eintlik vreeslik tyd vandag om Bybel te lees nie, maar waar ek toch op die ou end met die Bybel besig is, gebeur dat, gebeur baie keer ook, wanneer ek nie nou lus om kerk te gaan, en die skout is nat, en wat ook al, maar besluit ek toch op die ou end, ek sal toch nou mag gaan, en dan gaan jy kerk toe, dan ondervind jy dit, dat daar eintlik nou, deur hierdie dissipline wat jy aan die dag gelê het, dat daar iets met jou gebeur het. Dis nie jy wat dit laat gebeur het nie, maar jy was daar gewees. En die Here het deur die woord
het hy met jou gepraat en het hy iets in jou binneste gedoen. Ook gehoorsaamheid aan die Here, waar ek ook fokus daarop, om myself te herinner aan dit wat die Here van my vra, en ook te fokus en bewus te wees van situasies wat oor my pad kom, waar ek, wanneer ek in die situasie kom, waar iemand my kwaad aan doen of wat ook al, waar daar ook hierdie bewustwording is, my natuurlike reaksie is om ook kwaad te word en terug daai ou vet te gee, wat nou teenoor my iets gedoen het, maar waar daar toch ook hierdie bewusheid teenwoordig is, maar die Here vra vir my 'n andersheid, 'n anderse manier van reageer in daardie situasie. En natuurlik nou gebed ook in my omgang met die Here. Maar nou broers en susters, dit is hier dink ek waar dit vir 'n mens duidelik moet word wat presies op die ou en aan die gang is. Want jy kan hierdie goeders kan jy doen as dingetjies wat op die ou en ook 'n tipe van 'n regmerkie aan die lysie moet maak. Ek het gebid vandag, ek het Bybel gelees, ek het vir myself gesê die Here is hier teenwoordig. Maar dit lê daai vlakkie dieper. Dit kan ook met emosie gepaard gaan, maar dit is nie in die eerste plek die emosionele belewenis van die teenwoordigheid van die Here nie. Maar is net om toe te laat dat die Here iets in jou hart en in jou lewe doen. Ek dink dis die imperatief, imperatief. Bly in my. Wees die son. Wees in daai ruimte waar binne ek kan werk met jou. Ag, ek het dit vanmorgen en sommer weer op hier beleef, dat 'n mens so maklik kan besig wees, jy het nou alles daar by huis by mekaar gemaak, jy het al jou goedertjies hier kon opstel, wat werk en op die tyd nie werk nie, maar jy was heel besig gewees. En toch net die oomblik waar jy ook net stil raak, nou weer voordat ons in die erediens ingaan, is dat toch hierdie gewaarwording, dat dit wat hier besig is om te gebeur, is soveel meer as my aktiwiteit en al die goedertjies wat ek vooraf recht kry en by mekaar kry, om alles nou hier te kom sit, om dit nou op een of ander manier aan te doen. Maar net die bewustwording daarvan, dat die Here self is hier, en dat dit wat hier gebeur, is baie meer as maar net een of ander voordrag van my kant af. Maar dat die Here self, dat hy werksaam is in hierdie ruimte waar binne ons onsself bevind. Wie in my bly, dra vrug. Wie toelaat dat ek hom of haar kan bewus maak van my teenwoordigheid. Vir hom of haar kan bewus maak dat ek werklik lewend besig is om te praat deur die Bybel, deur die prediking, deur watter manier ook al. Daar gebeur iets. Dis nie die prestasie van die persoon nie, maar dis iets wat met die persoon gebeur. En dit wat gebeur is dat daardie persoon begin vrug dra. Iets gebeur binne-in. Iets verander binne-in. En dit wat binne-in gebeur, kan nie anders op die ou as om na buite toe te kom. Die sap wat binne-in die lood vloei, die krag en die energie wat daar binne-in die lood vloei van die wingerdstok af, maak dat daar in daardie wingerdstok uiteindelik 'n drywe trossie begin haal, wat groter en groter word en wat uiteindelik op die ou ook ryp word. So dis in hierdie
naby wees met die Here, hierdie in hom bly, hierdie hom toelaat as 'n lewende Here om die binne in my te werk, wat maak dat daar op die ou end na buite toe uiteindelik ook vrug gedra word. Dit gaan op die ou end daaroor dat jy moet ophou om so anders te probeer wees. Maar dat jy die Here sal toelaat self om binne in jou te werk. En wanneer jy so met die Here besig is, as 'n werklike gebeure in jou lewe, dan hoef jy nie te fokus op al die ander goed wat nou in jou lewe sigbaar moet word nie. Want dan verander jy binne in op so 'n manier dat dit van self buitentoe sigbaar word. Dat die vrug die uitvloeisel is van hierdie bly in die Here Jesus. Nou mense op die ou end, die eerste is om raak te sien wat in jou gebeur. Selfs dat hulle in jou raak sien wat jy nie eers self bewus is van in jou teenwoordig is. Dat hulle in jou raak sien dat daar 'n bepaalde sagtheid in jou lewe is. Dat daar een of ander liefde of affiniteit in jou lewe is vir mense wat swaar kry onder moeilike omstandighede. Dat mense vir jou kan sê op die ou end, maar hoekom is jy so anders? En dan sê maar goed, wat is anders? Omdat hulle Jesus in jou sien. Meneer wys vir ons Jesus. Kerk van die Here Jesus, wat julle self gelowig is in Christus doen. Ons het behoefte daar. Nie om 'n kerk met reëls en regulasies en 'n klomp moets en moenies en 'n klomp programme en dinge te sien nie. Maar ons het behoefte om die lewende Here Jesus Christus, die Seun van God self, te sien. Ons wil graag vir Jesus sien. Ons die Here gee dat deur sy genade alleen en deur sy krag wat in ons werk, dat binne in ons dinge werklik mag gebeur wat uiteindelik ander mense help om Jesus in hulle lewens te ken en te sien, wat dit meer en meer ook waar word, ook van my, van jou, en ook van daardie gemeente. Hemelse Vader, Here, ons weet dat as ons nie in Jesus bly nie dat ons dan min op die ouend sal kan doen nie, maar niks. Dat ons niks kan doen wat regtig waarde en betekenis het sonder hy wat in ons bly en ons wat in hom bly. En ons wil maar net vir u baie dankie sê, Here, dat u in ons bly deur die Heilige Gees. En dat dit is omdat u in ons bly dat ons op die ou end ook die krag ontvang om in u te bly. Ons eer en ons loof u daarvoor. Ja, Here, want sonder u in ons kan ons nooit in u bly. Dankie dat u altyd die eerste tree gee, sodat ons kan volg. Amen.